leef in die oomblik. Ons leef in 'n era waar mense aandag so dikwels op verskeie plekke tegelyk is. Jy kyk na jou foon terwyl jy met iemand gesels, of jou gedagtes is by jou werk terwyl jy saam met jou gesin eet. Jou lyf is in die plek, maar jou gedagtes is elders. En ongelukkig beroof hierdie gedeelde aandag of verdeelde aandag ons van kosbare bewuswees in verhoudings en vreugde, ja ook in ons geestelike koneksie. Nou Paulus stel vir ons geestelike lewe 'n doelbewuste lewe voor. Hy sê in Galasiërs 5 vers 16, wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dat julle nooit sorg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Om so deur die Gees van God beheers te word, beteken jy moet bewustelik wees, ingestel op jou hart, ingestel op God. Jy moet jouself elke oomblik toelaat om gelei te word deur die Gees, in plaas van afleidings van, noem dit maar, die vlees. Dr. Ellen Langer van Harvard Universiteit, dikwels genoem die moeder van bewustheid, toon in haar baanbrekende navorsing aan dat bewuste teenwoordigheid, mindfulness met ander woorde, nie net welstand verbeter nie, maar ook kreatiwiteit, produktiwiteit en interpersoonlike warmte verhoog. Sy beskryf hoe mense wat bewustelik teenwoordig is in die oomblik, nuwe moontlikhede raak sien wat ander sal miskyk. Die kuns en opdrag is dus om in die oomblik te leef, bewustelik te leef, toegewy aan die Gees te leef. Interessant as ons so leef, word dit 'n geskenk van liefde. Jy's regtig hier vir jou geliefde, vir jou vriend, vir jou kind, vir jou vernoot, vir jou kollega, vir ander en vir God. Dis eintlik 'n vorm van aanbidding. So neem jouself 'n dag voor om meer in die oomblik te leef. Haal diep asem en sê, Heilige Gees, ek is hier vir jou, vir God, vir liefde. Leef geïnspireerd.